Ons groet dan ook elkeen wat nou elektronies by ons oggenddiens aansluit. Mag ons almal saam ook God se teenwoordigheid ervaar en beleef en 'n boodskap ontvang wat ons kan help om hom met toewyding en dankbaarheid te dien. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Genadige, almagtige, barmhartige God en hemelse Vader, ons bring vanoggend weer aan U al die mag en die majesteit en die heerlikheid wat U tot in alle ewigheid toekom, want Here, U het geen gelyke nie. Daar is niks en niemand in die ganse heelal soos U nie. Ons beskik nie eers oor die woordeskat om U grootheid en heerlikheid te kan beskryf nie. Dit is vir ons onmoontlik, Here, om werklik te begryp hoe ver en wyd en hoog en diep U liefde vir ons strek. Dit gaan ons verstand te bowe, maar ons is daarvoor oneindig baie dankbaar. Ons beleef elke dag U liefde, U sorg, U vertroosting en U bystand, U hulp en U teenwoordigheid. Ons beleef dit omdat ons weet, U is die een wat U beloftes nakom. U sal ons nooit verlaat nie. U sal ons nooit in die steek laat nie. Ons name is in die handpalms gegraveer. U sal ons nooit vergeet nie. En al hierdie beloftes, Here, is vir ons oneindig baie kosbaar. Ons hou dit vas diep in ons harte en ons koester dit en ons glo dit. En dit dra vir ons, Here, elke dag van ons lewe. Ja, U ken ons harte, U ken ons gedagtes, ons denke, ons omstandighede. U ken ons behoeftes, U weet wat ons nodig het. En daarom, Here, kan ons ook voor die genadetroon kom kniel vanoggend in verwagting dat U deur die woord en gees vir ons 'n boodskap sal gee wat ons nodig het. Elkeen van ons. Ons wil bid dat U in elkeen van ons se harte en lewens sal werk. Dat U elkeen van ons sal aanspreek en sal toerus, sodat ons kan doen wat U wil hê ons moet doen, sodat U daardeur verheerlik mag word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou maatjies, vanoggend het albei die hartlekind weer saam met my gekom. Hy het mos daar in die sirkus gewerk. Hy het mos die hond Trixie wat julle nou die dag ook ontmoet het. So, kom ons hoor bietjie, hoe gaan dit met Alwyn? Goeiemôre Alwyn, hoe gaan dit? Ja nee, dit gaan goed, dankie. Ek het nie baie dinge om oor te kla nie. Ek het net baie om voor dankbaar te wees. Nee, ons is baie bly om dit te hoor. So ek neem aan, jy is nog steeds op die droë kant van die veld. Ja, nee, verseker, ek sit nie hier my lippe aan daai goed nie, hoor, niks nie. Nee, maar dan is ek baie bly. Maar ja, nee, daar was een dag wat ek baie siek was en in die hospitaal beland het. Hoe so? Ek het lewerontsteking gekry van al die gesuipery. O, okay, en wat laat jy nou daaraan dink? Ja, want dit het maar net by my opgekom en ek het gedink, ek kan dit daarom vir julle ook sê. En daar het ek net gesien, as mense doodgaan, dan bring dit partykeer die mooiste of die lelikste uit mense uit. Hoekom sê jy so? Want daar langs my in die saal het 'n ou gelê, hy was baie siek gewees, en hy het daar gelê, en die susters het sy familie laat kom. Julle weet mos hoe gaan dit, né? Ja, nee, ons weet hoe gaan dit. Ja, en hy sê toe vir sy vroutjie, skattie, ek gee vir jou die BMW maatskappy. En hy sê vir sy seun, Boeta, ek gee vir jou die mall. En hy sê vir sy dogter, Sissa, en ek gee vir jou daar waar die lughawe, daar waar die vliegtuie is. Daai deel gee ek vir jou. En toe val hulle almal daar op die grond neer en hulle begin bitterlik huil. Sjoe, dis baie interessant dat hulle begin huil het, want
Mense is mos baie keer baie dankbaar oor hulle nalatenskap en baie keer beklei mense verskriklik oor nalatenskap. Ja, dit bring baie keer die lelikste in mense na vore wanneer iemand sterf, soos jy nou gesê het, jy is heeltemal reg. Maar hoekom het hulle so gehuil? Ja nee, dis wat ek ook wou weet. En toe vra die suster vir hulle, hoekom huil hulle so? Want hulle is so goed nagelaat. Toe sê hulle, want my pa is 'n karma gewees. Ja, dit wil vir jou gedoen word. Ja, nee, dan is die nalatenskap nou nie wat ek nou verwag het dit is nie, nee. Nee, glad nie. Ja, maar ek dink, ja, die dood het 'n interessante uitwerking op verskillende mense op verskillende maniere. Ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. So kom sit hier agter, en dan gaan ons 'n bietjie daaroor nadink by vanoggend se boodskap. Ja, geliefdes, ons het gehoor dat ons uitgedaag word, dis nou die laaste 2 Sondae wat ons met hierdie gedagte besig is, van Paasondag af, uitgedaag om van verwondering of van verwonding na verwondering te beweeg. En ons het verlede Sondag gesê, hoekom is dit so moeilik vir ons partykeer om te beweeg van verwonding na verwondering. Dit was nou Goeie Vrydag wat dit begin het en Paasondag wat dit voortgegaan het en vandag gaan ons by hierdie gedagte weer aansluit. Want ons word elke dag uitgedaag om van 'n toestand van verwonding te beweeg na 'n toestand van verwondering. Vanoggend is ons skriflesing uit Johannes hoofstuk 20. Nou in die formulier wat ons gelees het vir die bevestiging van kerkraadslede word daar ook 'n vers uit hierdie gedeelte wat ons vanoggend gaan lees aangehaal. En ek wonder as ons dit lees of julle sal onthou watter een dit is. Ek hoop so. Jesus verskyn aan sy disippels is die opskrif van die eerste gedeelte. Daardie Sondagoggend was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dis die teksvers waarna ek verwys het. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, Didimus beteken tweeling, een van die 12 was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien nie, en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En dan die volgende gedeelte onder die opskrif Jesus en Thomas, 8 dae later, nadat die disippels nou met Thomas gepraat het, was hulle weer by mekaar en Thomas was hierdie keer by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, net soos die vorige keer, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Tot sover ons skrifgedeelte vanoggend.
Ja, ons lees die disippels was by mekaar op 'n Sondag gewees. Hoekom nou juis op 'n Sondag? Want hulle het begin om hulle self te onderskei van die Jode. Die Jode wat by mekaar gekom het vir hulle eredienste op die Sabbatdag, wat eintlik ons Saterdag is. Hulle het begin om afsonderlik by mekaar te kom op die Sondag, omdat dit ook die dag is waarop Jesus opgestaan het uit die dood. En hulle moes anders wees as die Jode, wat nie in Jesus geglo het nie. Daarom was die Sondag vir hulle 'n dag om by mekaar te kom. Ons lees dat die deur van die plek waar hulle was, gesluit was. Omdat hulle bang was vir die Jode. Die Jode wat moordlustig was. So moordlustig dat hulle vir Jesus aan die kruis laat spyker het en hom laat vermoor het. En sedert Jesus se gevangeneming in die tuin van Getsemane, het die disippels mos uitmekaar uitgespat. Hulle het gaan wegkruip, hulle het op 'n afstand gebly staan, hulle het nie regtig nader gekom nie, want hulle was bang die Jode gryp hulle ook en kruisig hulle ook. En wanneer hulle dan nou by mekaar kom op 'n Sondag, doen hulle dit in die geheim, agter geslote deure, want hulle is bang vir hulle lewe. Skielik verskyn Jesus ten spyte van hierdie geslote deur in hulle midde, en hy groet hulle. Hy sê vir hulle, vrede vir julle. Nou, dit was die manier waarop die Jode mekaar oor die algemeen altyd gegroet het. Shalom is die Hebreëse woord daarvoor. Daarna wys hy vir hulle sy hande en sy sy, sodat hulle kan sien, dis regtig hy. Dis regtig Jesus. Jesus wat gekruisig is. Die merke in sy hande is die merke waar die spykers was. Die merke in sy sy is waar die soldaat die spies in sy sy gesteek het, om te kyk of hy regtig dood is, en daar water en bloed uitgekom het. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Hulle verwonding het dus oorgegaan in verwondering. Hulle was verwond want Jesus was dood. Hy was gekruisig. Hulle was teleurgesteld want die een in wie hulle verwagting geplaas het as die koning van die Jode wat sou kom om 'n ewige koninkryk te hê, sodat hulle ontslae kon raak van die Romeinse en die Griekse oorheersing en onderdrukking, is begrawe. Maar nou sien hulle, hy leef werklik. Hulle het gehoor, die vroue sê so, dat hulle die Here gesien het. Hulle het gehoor dat hy ook aan Petrus verskyn het, maar dit was alles op daai stadium vir al die disippels, vir meeste van hulle net nog hoorsê gewees. Nou sien hulle dit met hulle eie oë. En hulle is baie bly. Hulle is verwonderd. Hulle is opgewonde. Hulle is vol vreugde. Hierdie wonde, die pyn en die seer wat hulle gehad het oor die rouproses waardeur hulle gegaan het oor Jesus se dood, is nou besig om te genees. Nou is hulle in verwondering oor Jesus wat regtig lewe. Hulle kon egter nie net by verwonding vashak nie. Hulle moes in beweging kom, en dis wat ons Sondag ook gehoor het. Ons moet in beweging kom, as ons wil oorgaan van verwonding na verwondering. Ons moet glo, het ons gehoor, en ons het gehoor, glo is 'n werkwoord. Dis iets wat jy doen, jy moet in beweging kom. Dan, net soos met die bevestiging van ons kerkraadslede vanoggend, het die disippels begin om apostels te word. Die woord disipel beteken leerling. Tot op hierdie stadium was hulle leerlinge van Jesus gewees. Nou word hulle apostels,
want hulle word nou uitgestuurdes, want dis wat apostel beteken. Dit kom van die twee Griekse lettergrepe apo en stello, wat uitstuur beteken. Ons kerkraadslede is vanoggend met behulp van 'n formulier amptelik bevestig en hulle is opgeroep om medewerkers te wees in die uitbreiding van God se koninkryk. En dis eintlik presies wat daar met die disippels ook gebeur het. Hulle word amptelik as apostels bevestig en uitgestuur om te gaan werk in God se koninkryk. Hoe dit gebeur, dit begin by Jesus se woorde, vrede vir julle, shalom, sy groet vir hulle. Maar dit was baie meer as net 'n groet. Dit is baie meer as om net vir hulle te sê hallo of hi. Hierdie vrede, dit beteken dat daar nou vrede tussen hulle en God is. Dat daar nie meer vyandskap is soos wat daar was tussen Adam en Eva en God nie. Dat hulle nie meer nodig het om vir God weg te kruip soos Adam en Eva nie. Maar dat hulle verhouding met God herstel is. Dat hulle in 'n intieme liefdesverhouding met God kan leef. Omdat hulle in die geloof met hom een geword het. Aan hom verbind is. Daarom het hulle nou God se vrede in hulle harte en het hulle self ook vrede met mekaar. En dan die opdrag, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dieselfde opdrag het ons ook gelees in die formulier vir die bevestiging van kerkraadslede. Soos die Vader Jesus gestuur het na die wêreld toe om sy werk op die aarde te kom doen, sy verlossingswerk, so stuur die Here sy apostels ook uit om vir die wêreld te kan gaan vertel van hom, van sy verlossingswerk, sodat hulle ook in hom moet glo. En dan, om hulle toe te rus vir hulle taak, blaas hy op hulle en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Johannes beskryf die uitstorting van die Heilige Gees dus 'n bietjie anders as wat Lukas dit in Handelinge beskryf het. Vir hom het dit op daardie stadium sommer al klaar gebeur, toe Jesus daar was en hy sy asem oor hulle uitgeblaas het. Nou, vir Johannes, wat baie dink in terme van Genesis, is dit verstaanbaar dat hy ook aan die einde van sy evangelie hierdie woorde gebruik. Onthou, hy begin sy evangelie met dieselfde woorde waarmee Genesis 1 vers 1 begin. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak, staan in Genesis 1 vers 1, en in Johannes 1 vers 1 staan, in die begin was die woord, en die woord was God, die woord was by God, en die woord was self God. Deur die woord het God alles geskep, en sonder die woord is daar niks wat bestaan wat nie geskep is. En die woord is dan Jesus, lees jy dan nou verder van in hierdie hoofstuk en vers. Dis die een kant van die saak, is omdat hy 'n verbintenis het met Genesis. Hoe het God Adam en Eva in die lewe gekry? Hy het hulle mos nou van klei gemaak, lees ons vir Eva van 'n ribbebeen van Adam, het die asem van lewe in hulle ingeblaas. Nou die woord vir asem of wind of vir gees is dieselfde woord in Hebreëus ruach, in Grieks pneuma. So God se asem het in hulle geblaas, dis asof hy sy gees in Adam en Eva gegee het. En daarom gebruik Johannes nou hier dieselfde woorde en hier dieselfde beskrywing om te sê, die lewegewende gees van God het Jesus vir hulle gegee om hulle toe te rus vir hulle taak. Gaan lees maar weer Johannes 3 ook, waaruit ons gelees het, toe ons oor hierdie tema begin gesels. Daar sê Jesus vir Nikodemus, as iemand nie wedergebore of nuut gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie, of ingaan nie. En dan verduidelik hy, dat jy deur die Heilige Gees wedergebore moet word. Die Heilige Gees moet die asem van die lewe in jou inblaas, deur in jou in te kom woon,
So daai wind, daai gees, daai asem van lewe moet binne in jou wees, want dis die Heilige Gees wat jou toerus om in die koninkryk van God te kan gaan werk. En hoe beskryf Jesus hierdie werk in die koninkryk van God? Hy sê, as julle mense op aarde hulle sondes vergewe, sal dit ook in die hemel vergewe wees. As julle dit nie vergewe nie, sal dit in die hemel ook nie vergewe wees. Nou wat beteken dit? Vir ons klink dit vreemd. Al wat dit beteken is, as julle die evangelie in hierdie wêreld gaan verkondig, en mense glo dit, en hulle kom tot berou, en hulle kom tot bekering, dan ontvang hulle God se vergifnis en die ewige lewe. En as hulle dit nie aanvaar nie, as hulle nie wil glo nie, dan word hulle dus ook nie deur God vergewe nie. So om te werk in die uitbreiding van God se koninkryk is om die evangelie te verkondig. Sommige mense gaan dit aanvaar, ander gaan nie. Die wat dit aanvaar, ontvang vergifnis en ewige lewe. Die wat dit nie aanvaar nie, kry nie vergifnis nie en ook nie die ewige lewe. Dis wat hierdie woorde beteken. En dan sien ons wat doen die apostels. Hulle kom dadelik in beweging. Hulle glo nou, hulle is in verwondering, hulle is opgewonde, hulle is vol vreugde, want Jesus leef. En dan gaan hulle ook, soos wat Jesus hulle gestuur het, na die ongelowiges toe, om met hulle te gaan praat en te begin te getuig dat Jesus werklik opgestaan het en dat hy werklik lewe. En die eerste persoon na wie toe hulle gaan, is iemand wat deel was van hulle binnekring, maar nie meer op daardie stadium. Die afwesige, ongelowige en op daardie stadium nog verwonde Thomas. Thomas wat dalk 'n tweeling was, omdat hy ook Didimus genoem is. Ons lees hoe dat hulle in die grootste verwondering vir Thomas sê, ons het die Here gesien. Mens kan amper daardie opgewondenheid van hulle aanvoel, daardie passie, daardie vreugde, daardie ongelooflike opgewondenheid. Jesus lewe regtig, ons het hom gesien. So passievol getuig hulle en doen hulle en kom hulle in beweging wat God wil hê hulle moet doen. Maar Thomas voel nog steeds verwond. Ons het net vir mekaar gesê, toe Alwyn nie was, mense verwerk die dood verskillend. Mense hanteer die rouproses verskillend. En partykeer is daar na die afsterwe van 'n geliefde 'n groot bekleierery. En meeste van die tyd is daai bekleierery oor al die nalatenskap. Die goed wat agterbly. Wie kry nou wat? En hoe belangrik dit nou vir baie mense net nie is. Thomas voel verwond. Hy is waarskynlik teleurgestel. Hy het geglo dat die Messias gekom het, dat Jesus die Messias is, en hy het gedink dit beteken 'n koninkryk vir die Jode. Vryheid van die oorheersing van die Romeine en die Grieke. Selfregering, selfbeskikking. Dis woorde wat ons Afrikaner volk baie goed ken, baie goed verstaan. Dis waarna hy gesmag het. En nou is Jesus dood. Wat het daarvan gekom? Al die hoop wat hy gehad het is weg. Hy voel waarskynlik verward. Deur mekaar. Hy voel verkil. Dis asof iemand hom 'n streep getrek het. Hy voel verraai. Heel waarskynlik verbitter. En ook verdwaal. In Johannes 14 vra Thomas ook vir Jesus, Here,
Ons weet nie waarheen hy gaan nie. Hoe kan ons die weg daarheen ken? Want Jesus sê hy gaan na sy Vader toe. En hy sê hulle gaan ook saam met hom na sy Vader toe gaan. En dan sê Thomas, maar ons ken nie die pad nie. Hy voel verdwaal. Hy weet nie waarheen Jesus is nie. Wat het van Jesus geword nie? En hy weier om te glo. Hy wil graag in sy verwonding bly. Hy wil daarin vashak. Hy wil nie glo nie, maar hy het 'n voorwaarde. As daar aan hierdie vereistes en hierdie voorwaarde voldoen word, dan sal hy dit oorweeg om te glo. En hierdie voorwaardes, ek wil sien. Ek wil met my eie 2 oë sien. En ek wil voel. Ek wil met my eie 2 hande voel. As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vingers in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Want vir Thomas beteken sien is glo. En dan lees ons verder. Die disippels is 8 dae later, nadat hulle met Thomas gepraat het, agter geslote deure weer by mekaar tap, weer op 'n Sondag. Maar hierdie keer is Thomas teenwoordig. Hy is by. Hy is nie afwesig nie. Nog steeds verwond, maar nie afwesig nie. En dan, terwyl die deure gesluit is, verskyn Jesus net soos die vorige keer weer net daar ewe skielik voor hulle. In sy verheerlikte godheid verskyn hy skielik agter geslote deure by hulle. Hy bewys dat hy regtig God is. Hy bewys ook sy verheerlikte goddelikheid en alwetendheid, want dis net God wat alles weet, deur dadelik, sonder versuim, vir Thomas te roep. En sy liefde aan Thomas te bewys. Want hy sien hom raak. Hy roep hom op sy naam. Hy praat persoonlik met Thomas en hy sê kom nader. Hy nooi hom uit. Hy nooi hom uit om in beweging te kom. Om nie maar net passief agteroor te sit en verwond te bly nie, maar om in beweging te kom. Om te kom kyk. Om te kom voel. Maar meer nog, om te glo. Moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Ek het gewonder, hoekom was Thomas hierdie keer teenwoordig? Die vorige keer was hy mos nie. Hy is nog steeds verwond, nog steeds verdwaal, nog steeds soekend, verward, voel verkil. Maar tog is hy hierdie keer saam by die ander disippels. Hoekom? Was dit omdat die apostels sulke goeie sendingwerk gedoen het? Dat hierdie verwondering waarin hulle was, so aansteeklik was, dat Thomas nie anders kon, as om nou die hele tyd weer by hulle te bly, en deel van hulle groep te vorm. Was dit omdat die apostels se getuienis so oortuigend was, dat hy nie anders kan, as om saam met hulle te wees? Was dit dalk omdat die apostels die regte woorde gebruik het? Ons het die Here gesien. Dis eintlik al wat ons lees wat hulle vir hom gesê het. Omdat Thomas nie sy nuuskierigheid kon beteel. Was dit dalk dat hy so nuuskierig was, dat hy nie anders kan, as om by hulle te wees, om te kyk, wat gaan volgende gebeur? Ek dink nie een van daai is die rede nie. Ek moet net gou enetjie weer opgaan. Nie een van hierdie is die rede nie.
Want dit sou beteken dat ons as kerk, as gestuurdes van die Here, as sy gesandtes, sy apostels, sy profete, priesters en konings, dat ons mense kan oortuig. Dat ons mense kan red. Dat ons mense tot bekering kan bring. Dat ons in staat is om mense in hulle geloof te laat groei. En ons is nie. Ons werk is om te getuig, om te gaan sê, die Here leef, hy het regtig opgestaan, hy is ons verlosser. Ons werk is om nie stil te bly nie, om te praat, om te gaan, om te getuig, om te glo. Maar is nie ons wat red nie. Is nie ons wat oortuig nie. Ons getuig nie, maar God oortuig. Want Jesus het in Johannes 6, die gedeelte wat ons by vorige geleentheid gelees het, gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het om nie na my toe trek. Dis God wat wedergeboorte bewerkstellig. Dis God wat die lewende Gees in mense uitstort, sodat hulle nuut gebore kan word. En dis God wat mense se geloof laat groei. Dis nie mense wat dit kan doen nie. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. En het hy dan 'n entjie net voor dit gesê, ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. So om by God te kan uitkom, moet ek deur God nader getrek word in sy liefde. En as God my in sy liefde nader trek, het ek Jesus se belofte. Hy sal my nie verwerp nie. Hy sal my met oop arms ontvang. So word verwonde Thomas in verwondering. Want hy sê vir Jesus, nadat hy gesien en gevoel het, my Here en my God. Hierdie woorde, hierdie geloofsbelijdenis is van kardinale belang. Die rede waarom die Jode vir Jesus gekruisig het, is omdat hy volgens hulle voorgegee het om die seun van God te wees, om van God af te gekom het, om self God te wees. En hulle het gesê, dis godslasterlik. Thomas besef in sy verwondering oor die feit dat Jesus presies geweet het wat hy gesê het en wat hy gedink het, sonder dat iemand nodig gehad het om dit vir Jesus te sê. Jesus is alwetend. Hy besef dit, en hy besef dat Jesus werklik leef, maar meer as leef, dat hy werklik God is. En daarom is hierdie 'n geloofsbelijdenis, wat net in die grootste verwondering bely kan word. Thomas het begin glo. Hy het gesê, ek sal nooit glo nie. Hy het begin glo. Baie mense sê, ekskuus tog, sien is glo. Thomas het dit ook gesê. Ek sê, dis nie waar nie. Sien is nie glo nie. En as julle dink, maar ek het nou my varkies verloor, hoe kan ek dit sê? Hebreërs 11 vers 1 sê, om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. So sien is nie glo nie.
Om in Jesus te glo, is om die onsigbare, onaantastbare en transcendente God te kan sien, hoor en voel. Wat beteken dit? Vir ons is God onsigbaar, ons kan hom nie met ons eie oë sien nie. Vir ons is God onaantastbaar, ons kan nie aan hom raak nie, ons kan hom nie 'n drukkie gee nie. Ons kan nie op daardie manier ons liefde vir hom bewys nie. Want vir ons is God transcendent. Nou dit beteken bonatuurlik. Die kinders sal dalk verstaan as ek sê supernatural. God is bonatuurlik, transcendent. Hy is nie deel van hierdie immanente, die werklikheid wat ons met ons sintuie kan waarneem is die immanente werklikheid. Hy is nie deel daarvan nie. Hy is in die transcendente werklikheid wat dit gans en al oorskry. Hy is nie natural nie, hy is supernatural. Hy is nie natuurlik nie, hy is bonatuurlik. Maar as jy in Jesus glo, soos Thomas, dan kan jy die onsigbare sien. Dan kan jy die onaantastbare voel. En dan kan jy weet, die transcendente God, die bonatuurlike, die supernatural God is by jou teenwoordig. Jy kan sy teenwoordigheid ervaar en dit beleef. Want jy is seker van die dinge wat jy hoop. En jy is oortuig van die dinge wat jy nie met jou oë kan sien nie. So, sien is nie glo nie. En dis waarom Jesus vir Thomas ook gesê het, glo jy nou omdat jy my sien? Thomas, gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. So ons vandag wat in Jesus glo dat hy God is, wat ook vir ons op ons knieë voor hom neerval en sê, my Here en my God, en ek dit met my hele hart glo. Ek is gelukkig, sê Jesus, want ek het hom nie persoonlik gesien nie, maar ek glo in hom, en ek getuig van hom. En daarom skryf Johannes dan ook verder, aan die einde van die gedeelte, Jesus het nog baie ander wondertekens gedoen. Wondertekens wat gedoen is, sodat mense in verwondering oor hom kan raak. Maar hierdie wonderwerke is beskryf, sodat ons kan glo, en sodat ons deur te glo, in die naam van Jesus Christus, die lewe, die ewige lewe, kan hê. Dis die wonder van die evangelie. En daarom sluit ek af met hierdie vraag, wanneer laas was jy soos Thomas in verwondering oor Jesus Christus, wat jou Here en jou God is, die opgestane Here, wat regtig lewe, wat ook in jou deur die Heilige Gees lewe, maar ook deur jou wil lewe, sodat jy ook lewende water kan word, wat lewe gee vir die wêreld. Want soos die Vader Jesus gestuur het, so het hy ook sy apostels gestuur. En so stuur hy vandag ook vir ons. Gaan, wees my getuies, gaan werk mee aan die uitbreiding van my koninkryk, sodat meer mense vergifnis van hulle sonde kan kry, deel kan word van die kerk van die Here, my kan lief hê en my kan dien, deel kan wees van my koninkryk. Maar dit vra verwondering. Een van die animasiekarakters wat vir my verwondering nogal baie mooi uitgebeeld het, is Luigi. Maar nou nie Luigi Bertorelli van ons nie. Luigi, daai klein volkliftertjie,
in die animasieprent Cars. Of was dit nou sy maatjie wat die geel Fiat is, ek kan nou nie onthou nie. Een van hulle. Maar hulle het gewerk by 'n bandeagentskap. En hulle het bande aan motors gesit. En toe kom daar 'n motor ingery. 'n Rooie. Met 'n perd wat so op sy agterpote staan, as embleem op. Wat se kar is dit? Dis 'n Ferrari. En toe daai karretjie so opgewonde geraak. Hy sê, Ferrari, Ferrari, Ferrari. Hy het amper onderste bo geval van opgewondenheid. En absolute verwondering oor daardie Ferrari. En dit gaan my verstand te bowe dat mense partykeer in verwondering kan raak oor karre en speelgoed en selfone en rekenaars en skerms en allerhande goed. Maar hulle sukkel om in verwondering te raak oor God. Wanneer laas het jy in die natuur gekyk na dit wat God geskep het? 'n Pragtige blom, 'n mooi boom, 'n waterval, 'n berg, 'n oseaan, 'n dier. In die spieël na jouself gekyk en verwonderd geraak oor die almag van God wat dit alles gemaak het. Ook vir jou. Mag hierdie verwondering regtig by ons posvat. Mag dit in ons groei. Mag dit ons motiveer tot geloof, sodat ons in beweging kan kom en God se gestuurdes in hierdie wêreld kan wees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is baie keer soos Thomas. Baie keer teleurgesteld omdat dinge nie gebeur of werk soos wat ons gedink het dit werk of moet gebeur. En dan sê ons ook, as ons nie sien nie, gaan ons nie glo nie. As ons dit nie met ons verstand kan verklaar en uitreken nie, as dit nie vir ons logies is nie, as dit nie vir ons sin maak nie, dan gaan ons nie glo nie. Maar dankie Here dat U dit raak sien. En dat U in liefde na ons toe uitreik. Dat U met oop arms ons nader trek. Ons styf teen die Vaderbors vashou. Sodat ons in verwondering op ons knieë voor U kan neerval en kan sê, soos Thomas, my Here en my God. Dankie Here dat hierdie geloof ons in beweging kan bring. Dat ons uit dankbaarheid vir ons verlossing aan U gehoorsaam kan wees. En kan doen wat U van ons vra. Dankie dat ons U gestuurdes kan wees in hierdie wêreld en medewerkers kan wees aan die uitbreiding van U koninkryk. Dat ons kan uitgaan en mense kan uitnooi om saam met ons kerk toe te kom, om saam met ons in U te glo, om saam met ons te deel in die verwondering van U grootheid en almag en heerlikheid. So kom bid ons Vader vir almal wat nog in verwondheid vashak. En ons kom bid ook vir almal wat siek is, in die hospitale en tuis. Ons kom bid vir almal, Here, wat in nood verkeer. Waar dit nood ook al mag wees, vir almal wat swaar kry en wat eensaam is. Ons kom bid vir ons bejaardes, vir almal wat hulle versorg. Ons bid vir al die dokters, die hospitaalpersoneel wat dikwels in die moeilikste omstandighede onder die grootste spanning moet werk.
Ons bid vir elkeen wat geliefdes aan die dood afgestaan het en wat nog hartseer is, teleurgesteld voel, nog in die rouproses vol wonde is. Gee Here dat ons verwondering oor U grootheid ons sal genees van al ons wonde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid om vir die Here dankie te sê met die opneem van die dankoffers. En ons groet hiermee dan al ons elektroniese luisteraars. Mag die seën van die Here ook met julle wees.